that saved a wretch like me. Amen. Wonderlike voorreg wat ons het om weer te luister na die woord, die werklike woord, woord vir woord. Ons kyk net na die skrifte, nie filosofie nie, absoluut net na die skrifte. En dit is so goed as ons aanhou na die skrifte kyk, want ons weet, die Bybel sê selfs, wanneer jy na die woord kyk, dan is dit nie die geskrewe woord alleen, dis eintlik die woord van God, wat God self spreek. So dit is so belangrik om met groot respek na die woord te luister en daarna te kyk, en nie net na sekere doktrines te luister van die voorvaders nie, maar absoluut in die skrifte in te kyk en te sien hoe dat die mense wat in tradisies was, nooit werklik daaruit kon kom nie. Dit is so gevaarlik. En die skrifte beskryf dit alles en God het dit so ingegee, sodat die mens moet weet, dat hy moet erns maak met die woord. Dit is so belangrik. Om erns te maak met die woord, is om te luister na elke realiteit wat voorkom in die woord, en dit absoluut aandag te gee. Ons weet, as elkeen van ons nou vir homself wil kyk hoe krities dit is, die woord van God, dan moet ons gerus weer na Psalm 78 gaan kyk, bo in die Psalm in verskillende, een van die vertalings sê, lesse uit die verlede uit. En dan praat Psalm 78 oor die volk van God, en hoe betrokke hierdie groot God by die mense is. Absoluut met sy hele wese betrokke by die mense is. En hoe die mens absoluut 'n onvermoë het om werklik erns met die woord te maak, om werklik in te kyk en te besef hoe ernstig dit werklik is dat die groot God van die hemel is teenwoordig vir jou. En dit is hierdie realiteite wat ons na moet kyk. As God iets sê in die woord, dan is dit, of as hy enige iets proklameer, dan is dit 'n proklamasie vir ewig, hy kan nooit verander nie. En so, dit is so belangrik dat ons absoluut erns maak met die woord, erns maak met onsself, erns maak met ons geestelike insigte, erns maak met die toekoms, sodat ons mense kan reghelp en mense kan inkyk in 'n realiteit wat rigied is, sodat ons nie 'n fout maak nie. Ek gaan 'n bietjie vir ons lees uit Titus uit, Titus 1 sommer. Ons begin hier by Titus 1 vers 1. Hy sê, Paulus, 'n diensknegt van God en apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes. Jy sien, is 'n baie spesiale geloof. Die skrif noem dit op verskeie plekke, die belangrikheid van hierdie geloof. Dit is God se geloof wat na die mens toe gekom het. En dit is die eerste realiteit wat jy moet verstaan. Dit is nie wat ek glo, of wat jy glo, of wat ons glo nie. Nee, die skrifte is iets wat God glo. Romeine 10 vers 17 byvoorbeeld, sê, geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. Die woord van God regied, baie regied, en dit is die geloof van God, die antwoord van God. Nou, baie keer dan hoor jy dat 'n mens moet nou die wil van God soek vir jou lewe. Nee.
Die wil van God is absoluut die skrifte. Die skrifte bepaal die volledige wil van God. En as jy nie die wil van God ken nie, dan ken jy net nie die skrifte nie. So dit is so belangrik om in te kyk in die skrifte en te weet dat hierdie skrifte is dit wat God glo en wat hy geproklameer het vir tyd en ewigheid. Dit sal nie teleurstel nie. As jy dit glo, as jy dit aanvaar, dan alleen sal jy dit ervaar. Maar as jy dit nie wil aanvaar nie, dan gaan jy verlore. Dis die realiteit van die skrifte, dat God niemand gaan veroordeel. Nooit, daar is geen veroordeling. Romeine 8 vers 1, daar van God se kant af geen veroordeling ooit weer nie. Die mens veroordeel homself. As jy nie glo wat God glo nie, dan het jy 'n probleem. En ons weet Johannes 16 vers 9 sê dat jy gaan verlore as jy nie glo wat God glo nie. Dit is die enigste sonde wat oorgebly het wat jy laat verlore gaan, is onkunde, negativiteit, ongeloof. Enigste realiteit wat jy laat verlore gaan. So dis baie belangrik om die intense liefde van God te sien. Luister nou net wat sê hy. Hy sê volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid, wat na die godsaligheid is. Daar is net een kennis wat vir jou waarlik tot die volheid kan lei, en dit is die skrifte. Jy moet inkyk in die werklikheid van die skrifte. Nou, dit is eintlik 'n groot oefening, want die skrifte sê, beoefen jouself in die godsaligheid. En as jy nou daaraan dink, dan dink jy byvoorbeeld aan Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, weet julle nie dat julle saam met Christus gekruisig, jy leef nie meer nie, maar Christus is nou jou lewe. Dan dink jy daardie wonderlike en ook magtige werklikheid wat jy nou moet toepas. Dis nie meer ek wat leef nie, dis die geloof wat ek moet toepas, nie meer ek nie, nie meer my betrokkenheid nie, dis nou Jesus Christus in my, hy is nou my lewe. En dit op sigself is 'n groot oefening want ons weet die natuurlike mens kan nie die dinge van die gees verstaan nie. En dit is alles realiteite wat vir die gelowige aan die lig gebring moet word. Anders gaan hulle verlore deur 'n gebrek aan kennis. Dis so krities dat ons na hierdie realiteite kyk en weet dat God se uitsprake is baie, baie pertinent. Luister verder. In die hoop van die ewige lewe, wat God wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Kan jy dink die grootste beloftes wat die skrifte ooit, die grootste geskenk wat die skrifte ooit kan beskryf, is Christus jou lewe. Christus die ewige lewe. En daardie ewige lewe, Jesus Christus, het God vir jou beloof van die begin af, dat jy nooit teleurgestel sal wees, as jy hom aanneem nie. Maar jy kan nie Christus aanneem, en jy bly skizofrenies nie. Dit bly jy en Christus nie. Nee, dit word 'n rigiede werklikheid, waar ek al die tyd hom moet konsidereer as my lewe, hom moet erken as my lewe, hom moet erken as my toekoms, hom erken as my kennis en my wese, sodat ek absoluut in daardie geestelike wandeling kan inbeweeg. Dit wat Romeine 8 vir ons verduidelik, die hele hoofstuk. Nie meer die wandeling in die vlees nie, maar nou die wandeling in die gees, om absoluut
in hierdie realiteit te wandel. Dit waarvan die skrifte dan skryf. Die skrifte skryf, die natuurlike mens kan nie die dinge van die Gees verstaan nie. Dis so belangrik. Matteus 13 vers 11, Markus 4 vers 11, as jy daai realiteite gaan lees, en dit vir jou duidelik word, hoe rigied jy moet kyk na die skrifte, dat jy nie met skrifte betrokke raak, wat niks met jou te doen het nie. Want ons weet dat Romein 2 vers 14 sê, dat die heiden het nooit die wet ontvang nie. Met ander woorde, as jy dink aan vandag se dae, die kerk oor die algemeen, is 100% onderwerpe aan die wet. En beskou die wet al die tyd, en die wet bedreig jou al die tyd, maar jy's al die tyd onder die wet. Jy kan nie verstaan, dat jy as heiden, het jy ingekom, en die eerste wat jy ooit gehoor het, van die evangelie, luister, ek gaan dit gou vir u lees, is Efesiërs 1 vers 13. Hy sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, jy hoor net, hoe is jy gered? En wanneer jy hierdie werklikheid aanskou, dan sien jy dat dit is God se resep. Hy sê, redding gehoor het, en wie julle ook, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte. Jy as heiden hoor net van hoe jy gered was aan die kruis, hoe dat hierdie groot God sy liefde aan jou kom openbaar het, hoe hy jou die geskenk van wedergeboorte geskenk het, hoe hy jou die bekering geskenk het, en hoe jy dan in hierdie volheid kan begin wandel, deur die geloof, absoluut in dit wat hy vir jou gegee het. Vers 2 van Titus sê, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. God het vir jou beloof, hy gee vir jou die ewige lewe. As jy net dink aan genade, dit wat hierdie groot God mee gekom het, dis so belangrik, mense, dat ons na hierdie realiteite kyk. Ek gaan net vir u, nou, om vinnig te verduidelik, Titus 3 lees, van vers 3 af. Hy sê, want ons was ook vroeër onverstandig, elke mens, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinsgenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn, nie op grond van werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die pad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik, luister mooi, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename is ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dit is so belangrik, dat ons sien dat hierdie groot geskenk van 'n ewige lewe saam met God is een enkele geskenk. Maar jy moet erns maak, jy moet dit aanvaar deur die geloof. Dit is soos 'n resepteboek. As jy nie daardie resepte wat beskryf word, intens volg nie, gaan die produk nooit dit wees wat die resep beskryf nie. So dit is so belangrik met die woord van God, dat ons in detail kyk daarna, dat ons weet dat daar is die begin van jou redding, terwyl jy net tot die bekering aanneem en jou sondevergifnis ontvang en jy sien hoe groot hierdie realiteit is,
Maar dan daarvandaan af moet jy groei na 'n voluit werklikheid toe. Jy moet al die geskenke wat God beskryf in sy skrifte, wat enorm is, moet jy leer ken, dit aanvaar, sodat jy dit kan ervaar. Want sonder om te glo wat God alles vir jou geskenk het, word dit nie jou eiendomsreg nie. Jou eiendomsreg lê net in die geloof. Jy moet dit glo. Die hele skrif van Genesis tot Openbaring gaan oor geloof. Dat jy werklik hierdie groot God sal aanvaar vir wie hy is, vir dit wat hy vir jou kom doen het, en dat ons absoluut in daardie realiteit sal opgroei en absolute ernstige geestelike lewe sal verkry deur die toewyding aan hierdie groot beloftes wat God vir ons geskenk het. Ons weet daar is ouens wat dit getel het, sê oor die 3600 beloftes, 10 vir elke dag in die skrifte, en 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, dit maak nie saak hoeveel beloftes van God daar ook al is nie. In Christus is hulle almal ja en amen. Nou hoor weer vers 2 van Titus 1. Hy sê in die hoop van die ewige lewe, wat God wat nie kan lieg nie, van ewigheid beloof het. Hy herhaal hierdie realiteit. Hy beskryf dit ook in 2 Petrus 1 vers 3 en 4. Dat ons sal deur hierdie magtige beloftes, sal ons aan die bonatuurlike, dit wat die mens nie maklik verstaan nie, aan die bonatuurlike realiteite gewoond raak. Dit is so groot, mense, dat ons sal wakker word vir die evangelie, wakker word vir die kennis van die geestelike riekalm, wakker word vir die skrifte wat gees en lewe is. Hierdie woord is gees en lewe, en dit beskryf vir jou absoluut die pad na die volheid wat alleen Jesus Christus is. Dit is niks anders as Jesus Christus nie. As jy hom volg, die skrifte navolg, en toelaat dat hy in jou begin lewe, dat hy jou lewe skoei, dan alleen begin jy sien hoe dat hierdie realiteite 'n werklikheid word in jou lewe. Hierdie groot God wat met sy magtige beloftes jou beloof het, dat as jy in hom glo, sal hy leiding neem en sal hy vir jou die volheid wees. Hy sal jou nooit begewe, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy sal met jou wees elke oomblik. Luister wat sê hy in 1 Johannes 4 vers 9. Hy sê hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hy word jou lewe. Baie keer dan verstaan ouens nie die skrifte, hulle bly by die basiese realiteite van die evangelie, en dan kom hulle nie tot hierdie volheid, dat Christus het gekom om jou lewe te word. Soos Galasiërs 2 vers 20 dan sê, dat jy nie meer leef nie, dat hy alleen nou jou lewe is. Daardie werklikheid jou al die tyd sal deurdra. Ons weet dat die skrifte is progressief, en soos hulle aangaan, dan sê hy vir jou, as jou probleem daar is, moenie die probleem toelaat om vrees by jou op te wek nie, want groter is hy wat nou in jou is, as hy wat in die wêreld is. Met ander woorde, as jy nie hierdie realiteite deur die geloof toepas in jou lewe nie, dan gaan jy nooit in 'n volheid lewe nie. Jy sal nooit in 'n rustigheid kan voortgaan nie, want die natuurlike riekalm is so geskoei, dat hy jou al die tyd sal
probeer verneder en konfronteer en 'n uitdaging vir jou word, sodat jy geestelik sterk kan word. Die natuurlike riem is absoluut tot jou voordeel. Al gaan dit 100% teen jou, dan staan jy in die geestelike riem en jy begin sien hoe dat hierdie geestelike riem absoluut die oorheersende krag van God is en dat hy nooit kan faal nie, want God kan nie faal nie. En ons weet dat as ons absoluut so in die volheid bly van Christus en sy liefde en sy grootheid wat hy aan ons geskenk het, dan word dit so interessant. Ek gaan net gou vir u, om jy af te sluit hier uit Efesiërs 3, 'n stukkie lees. Dis so wonderlik, mense, as ons kan vasstaan in die werklikheid van ons redding, verlossing en die groot heerlikheid wat in skrifte beskryf word. Luister net na hierdie realiteit. Hy sê sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Jy sien, deur jou geloof, jy moet glo dat jy nou nie meer leef nie, dat Christus nou in jou leef. Julle wat in liefde gewortel en gegrond is, om te weet van hierdie liefde van God, wat jou die ewigheid kom skenk het, terwyl jy niks gehad het om by te dra nie. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, wat die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref, sodat julle kan vervul word tot al die volheid van God, dat God in al sy volheid in jou kom woon. En aan hom wat mag het om te doen ver bo wat alles wat ons dink of bid of verwag, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente deur Jesus Christus, alle geslagte heen tot in ewigheid. Maar dis net die krag wat in jou werk deur jou geloof. As jy nie glo dat Christus in al sy heerlikheid en al sy volheid in jou woon, kan daardie krag nie vrygestel word nie. So dis absoluut al die tyd die groot heerlikheid van sy lewe waardeur ons gaan lewe. Hy het God sy liefde vir ons geskenk deur Christus te gee, sodat ons deur hom kan lewe. Prys sy groot naam. Amen.